Mense vra vir my, hoe word die Heilige Gees deel van iemand se lewe? Nou, in die eerste plek, duidelik aan die begin moet ons verstaan, dat die Heilige Gees is nie net iets teoreties nie. Die mens ontvang hom, soos Jesus die Heilige Gees aan ons gee. Die terme wat hierdie belewenis beskryf, is in die woord die doop, die vervulling, ontvangs, of om op mense uitgestort te word, om op hulle te val, op hulle kom, in hulle woon ensovoort. So dit is verskillende maniere wat mense hierdie ervarings beskryf, hierdie belewennisse wat hulle het met die Heilige Gees. Soos ons sien, sommige het met die ervaring van die ontvangs van die Heilige Gees geen sigbare reaksie getoon nie. Ander weer het in vreemde tale begin praat. Ander het gespot. Iets wat selfs in my kinderjare iets algemeen was in die dorp waar ek groot geword het. Nou sien ons ook dat mense het op die grond neergeval en ons verstaan dat dit nog vandag van tyd tot tyd gebeur. Dit lyk asof mense half in 'n beswyming kom of in 'n trance verkeer. Nou, ek sê nie dit is alles nodig nie, dit is duidelik mense se reaksie op die ontvangs van die Heilige Gees. En in die 53 vertaling lees ek in 1 Korintiërs 14 vers 14, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Nou dit laat mense soms bekommerd word. Hulle wil nie eintlik in 'n situasie wees waar hulle nie beheer het nie. Maar dit is presies wat kan gebeur, dat ons kan in 'n verhouding met die Here wees waar ons verstand nie noodwendig betrokke is nie. En in Romeine 8 vers 11 sien ek, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Die mens beleef dit soms as 'n stem sonder klank, 'n intuïsie wat deur die skrif bevestig word. Soms word gepraat van die gewete. Maar daarom is dit belangrik om te sien dat Romeine 8 vers 16 sê, hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En in Galasiërs 5 vers 25, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Die omvang van die Heilige Gees, sy betrokkenheid, word deur hierdie verskillende benaminge, hierdie verskillende verstaan van hom, hierdie belewennisse van die Heilige Gees, eintlik pragtig onderstreep. Daar is niks net op een manier wat ons die Heilige Gees ontvang nie. Hy doen dit op sy manier en ons as mense beleef dit verskillend. Loop mooi.